Goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend hier by ons in die kerkgebou. Kom ons buig ons hoofde. Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God, Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend se tema is die doop. Maar vandag gaan nie genoeg wees om oor die onderwerp te preek nie. Ek gaan volgende Sondag verder gaan oor die doop. Ons gaan vanoggend net ter inleiding wees. In my skrifgedeelte kom uit Markus 16 en gaan ek ook dan verder praat, hoe vertolk ons die skrif? Hoe verstaan ons die skrifte reg? Maar voor ek vir ons daar lees, kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u wonderbare woord. Dankie vir een en elkeen vanoggend hier teenwoordig, wat sit hier in die kerkgebou. Dankie dat ons u mag aanbid, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat u, o Gees van God, in mense se lewens kom woning maak het. Dat u die een is wat werk en oortuig. Dat u die een is wat die verandering teweeg bring in ons harte. Ons eer u daarvoor, Here. Breek ook vanoggend die skrif ook, of u woord ook, Here, dat die hoorders ook sal hoor, Here, en dankie vir hierdie geleentheid. En dankie dat ek ook weer eens my afhanklikheid van u kan betuig. In Jesus naam, amen. In die Bybel is daar verskeie gedeeltes oor die doop in die Nuwe Testament. In ons groot 3 belydenisskrifte is daar redelik baie dinge daaroor te sê, maar ek gaan vanoggend nie so seer die skrif vir julle wys nie. Ek wil eers net ter inleiding begin, want dit is belangrik dat ons 'n paar dinge vooraf sal verstaan, en voor ons by die skrif volgende keer uitkom, en ek gaan ook praat dan oor die verbond, die ou en die nuwe verbond. Ek lees vanaf vers 9. Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre het hy heel eers aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 duiwels uitgedryf het. Ek het nou die dag het ek iemand hoor sê, of 'n paar persone hoor sê, hulle glo nie in hierdie goed nie. Sy het dit vir sy disippels gaan vertel, wat oor hom getreur en gehuil het. Ekskuus, hier laat ek myself onderbreek, het ek myself gedink ek lees verkeerd. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nog nie geglo nie. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan 2 van hulle verskyn terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Onthou dus, hy is nou in sy huis verheerlik. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. Later het Jesus aan die 11-tal self verskyn, terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in, Matteus 28, gee dit net meer breedvoerig, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word.
wie nie glo nie sal veroordeel word. Dis ook my teksvers. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo, en my naam sal hulle duiwels uitdrywe. In ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê, en die sal gesond word. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem, en het aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle saamgewerk, en hulle prediking bekragtig, deur die wondertekens wat daarop gevolg het, tot sover. Die Here se woord, die Bybel, is die wonderlikste boek wat daar is. Die wonderlikste boek wat nog ooit geskryf was. Maar dit is 'n boek wat deur mense geskryf was, maar met die verskil, geïnspireer deur die Heilige Gees. Dis nie net 'n stel reëls van moets en moenies, soos by baie ander gelowe, soos in die Hindoe of in die Moslem geloof nie, maar kom lewend na die mens deur die Gees, kom werk en kom verander die mens van binne. Blywende verandering is nie iets wat van buite gekom het nie, maar dis 'n verandering wat van binne kom. Met ander woorde, die verandering vind binne my en jou plaas, al word dit soms bewerk deur uiterlike omstandighede, soos byvoorbeeld die dood van 'n geliefde. Vanoggend se tema, die dood, is nie 'n klinkklare tema wat net soos 'n teologiese handboek vir ons uiteengesit en verklaar word nie. Ek het al gesien dat baie mense vat God se woord en dan wil hulle dit klinkklaar sekere goed doen en sê dis hoe dit werk. Ek besef so dikwels in my voorbereiding vir 'n preek dat dit deurgangs 'n studie bly. Dat ek telkens iets nuuts in God se woord ontdek, telkens groei, en kom daar meer diepte in ons lewe. 'n Lewensproses wat nooit ophou nie, tot die dag wat jy jou kop neerlê hier op aarde. Dis soos Paulus aan die gemeente in Korinthe gesê het, ek het gekom om aan julle vaste spys te gee, maar eerder moes ek met julle vir julle melk gee, soos 'n suigeling. Baie keer is ons so in ons geloof. Jy het noodwendig nie die kennis wat ek het nie, maar ons spandeer nie genoeg tyd, intense tyd in die woord van die Here, in afhanklikheid dat sy Gees my sal lei, en in gebed, en die Here toelaat om die woord vir my oop te breek. Wat vir my en jou die implikasie het, dat as ons ernstig tyd maak met God, en in sy woord, afhanklikheid van die Heilige Gees. As jy kan goeie hulpmiddele by die Bybel te kan koop, of as jy dit iewers kon gekry te gebruik, Bybelstudie by die kerk, of selgroepe, om Sondag kerk toe te kom, dan groei ek in my geestelike lewe tot volwassenheid. En ek wil net vanoggend vir julle bysê, ek glo met my hele hart dat nie alle geestelike boeke is goeie boeke nie. As jy wil weet hoekom ek so sê, kan jy my gerus na die tyd vra. Ons in die gereformeerde tradisie het 'n baie ryk geskiedenis, en dan veral ook onder andere die doop waaroor ek vanoggend
wil praat. Maar vanoggend, soos ek vir julle gesê het, gaan meer inleidend wees. Ons moet eers 'n paar dinge verstaan. Ons kan nie maar net uit die wegspringblokke wegspring nie. Ons moet eers ons voorbereidingswerk reg doen. Ons in die gereformeerde tradisie bedien die kinderdoop. En ons het 'n baie ryk geskiedenis in die kerk van dit. Daar het al stemme in die kerk opgekom of opgegaan vir die groot doop en het dit al plaasgevind, maar meer in die sin van die bekeringsdoop. Ek weet daar was so 'n paar jaar gelede van 'n Hindoe vrou wat tot geloof gekom het by Morletta Park NG Kerk en wat daar die groot doop of die bekeringsdoop ondergaan het. Om oor hierdie saak na te dink, moet ons dalk eers 'n paar vrae vra om ons te help. Die eerste vraag wat ek dalk sou kon vra is, hoekom doop ons? Hoekom word groot mense en kinders met water gedoop? Matteus 28 vers 19, seker een van die bekendste stuurverse in die Bybel, gee die Here Jesus aan sy disippels die opdrag om disippels van alle nasies te maak en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Met ander woorde, die Here Jesus gee die kerk die opdrag om te doop. Wat is die doop? Ons weet ook dat die Here Jesus aan die kerk 2 sakramente gegee het wat ons as predikante bedien aan die gemeente. En dalk is al van die mense wat nie weet of weet dat die Here vir die kerk 2 sakramente gegee het nie, want jy die woord sakrament in die kerk geleer, maar baie van julle weet dalk nie wat is 'n sakrament nie. In die eerste plek is 'n sakrament heilig. En in die tweede plek is die sakrament 'n teken. 'n Sakrament is 'n gebaar of 'n ritueel of 'n fisiese element wat iets simboliseer of afmaak of glo van 'n goddelike teenwoordigheid of genade. Maar nou het ek vir julle 'n klomp moeilike goed gesê het, wat die meeste dalk nie gehoor wat ek gesê het nie. Maar eenvoudig gesê is, die doop en die nagmaal is 'n teken van die werklike. Die brood is 'n teken van Christus se liggaam wat vir ons verbrysel is. Die wyn is 'n teken van die bloed, sy bloed wat gevloei het. Net so is die doop met die water wat dui op die afwassing van die sonde 'n teken van die bad deur die wedergeboorte. Met ander woorde, sy bloed wat gevloei het en wat ons sonde afwas. Dit wys, dis 'n teken van die wedergeboorte. Die Nederlandse geloofsbelijdenis, en ek wil dit so baie graag vir julle lees. Die doop en die nagmaal is dan tekens, maar dis nie te vergeefs nie. Met ander woorde, ons doen dit nie verniet nie, want hulle waarheid is Jesus Christus, sonder wie hulle niks sou wees. Met ander woorde, dood eenvoudig gesê is die doop in die nagmaal se betekenis lê in Christus Jesus. En dit wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het, dit is waar hulle betekenis lê. Dis hoekom ons dit ook nog doen. Verder sê die Nederlandse geloofsbelijdenis die volgende oor die doop. So het hy, dis dan Christus,
dan bevel gegee om almal wat sy eiendom is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. Ek sal volgende Sondag sal ek bietjie praat oor hierdie eiendom, want baie mense verstaan dit nie reg nie. Alleen met rein water om daarmee te kenne te gee, net soos die water die vuilheid van die liggaam afwas, wanneer ons daarmee gewas of begiet word, wat gesien word op die liggaam van hom wat die doop ontvang, en dan praat die belydenisskrif hier van die doop met die hoofletter, en waarmee hy besprinkel word, so ook doen die bloed van Christus dieselfde inwendig in die siel deur die Heilige Gees. Dit besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes en wederbaar ons uit kinders van die toorn tot kinders van God. Nie dat dit deur die uiterlike water geskied nie, maar deur die besprenkeling met die dierbare bloed van die Seun van God. Met ander woorde, die doop met die water is 'n teken van die werklike, die doop in sy bloed of die doop van die wedergeboorte. Die volgende vraag wat 'n mens nou kan vra: kan die doop my red? Nou wat ons gesê, die doop is 'n teken van die werklike. Nou is die vraag, as ek 'n babietjie doop of 'n groot mens met water doop, kan dit die mens red? En in beide in die gereformeerde tradisies, as ook in die charismatiese denominasies, het ek gevind dat die volgende of dieselfde tipe dwaling in beide kerke voorkom. Kom ek stel dit dalk op 'n meer reguit manier. As ek nou vanoggend van hierdie kansel afklim, en ek vat my bakkie, en ek vat emmers vol water, en ek ry in Brakpan rond, en ek stop by mense, en ek gooi en ek besprinkel mense met die water, om dalk water te spaar, in plaas van om emmers water op hulle uit te gooi. En dan glo dat die handeling mense red, is 'n blaatante verydeling van God se woord. Die water is die teken, die water is ook nie die reddingsmanier waarop 'n mens gered word nie. Dis eintlik 'n miskenning of 'n ontkenning van die kruis. Een gebrek aan kennis. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Die volgende vraag wat nou op dit volg, is dit: wie red dan en waar lê die klem? Toe ek so tyd gelede oor die okkulte gepreek het, en ek het verwys na 'n gedeelte van, en dit is nie om mense weer aan te spreek nie, maar dis net om 'n punt te illustreer. Toe mense gepraat het, of wat ek al gehoor het, nie net hier nie, ek het dit in Pretoria, ek het dit by verskeie plekke gehoor, ek het dit op boodskappe gesien, wat mense die term gebruik, ek pleit die bloed. Nêrens in die skrif kom dit voor nie, dat ek die bloed oor goed kan pleit nie. Jy doen dit, jy maak iets magies van die bloed. Ons moet eerder kyk waar lê die klem, en die klem lê nie op die bloed nie, maar die klem lê op die bloed van die lam. Dit is waar die klem lê. Met ander woorde, die redding lê nie by die bloed nie, maar die redding lê by die lam, en dit wat hy bewerk het, en sy bloed wat gevloei het.
Daar is krag in die bloed van die lam. Die klem lê by die lam. Hy het die lewe verwerk. Hy is die een wat die lewe gee. Lukas 19 vers 10 sê, die seun van die mens, Jesus Christus, het gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons moet mooi dink oor hoe ons oor dinge praat, of hoe ons oor dinge redeneer. Dat ons nie iets met die skrif maak wat dit nie is nie, of iets van God se woord wat dit nie is nie. Hy het aan 'n kruis gehang, en sy bloed het gevloei. Maar dis nie die middel wat red of die krag gee nie, maar is hy wat die krag gee. Met ander woorde, geliefdes, die water is die teken van die afwas van sonde, soos die werklikheid van hom, van sy bloed wat gestort het, om ons van ons sondes te reinig en te red. Bloed dui lewe, en hy het sy lewe gegee, sodat ek en jy eendag die ewigheid mag beerwe. Die volgende vraag wat gevra kan word, is byvoorbeeld ons teksgedeelte Markus 16 vers 16. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie. Die skrif sê dan, as hy dit weer sê, dan sê hy nie weer die doop nie, sal veroordeel word. Terwyl die ou vertaling dit vir my bietjie misleidend sê. Hy wat glo en hom laat doop, wat wys dalk op 'n handeling wat, as ek geglo het en my nou laat doop, maar hy wat nie glo nie en dan word die doop nie, sal veroordeel word. Ek dink ek het my nou self deurmekaar gepraat. Die Griek sê die volgende: He that believed and being baptized shall be saved. Onthou wat ek gesê het. Dis nie die water wat red nie. Die klem van die redding lê by Jesus Christus. En in die Grieks, in Markus 16 vers 16, is die doop met die water geensins ter sprake nie. Hy praat nie daarvan die doop met die water nie, en ek sal volgende Sondag sal ek bietjie meer breedvoerig oor hierdie goed praat, want in Handelinge ruil hulle baie keer die goed. Met ander woorde, daar's nie 'n volgorde wat gevolg moet word nie. Maar dit gaan in Markus 16 vers 16, hy wat glo en gedoop is deur die Heilige Gees, hy sal gered word. Dit is wat daar staan. Een volgende vraag wat gevra moet word: hoe kyk ek dan na die gedeeltes in die Bybel wat praat oor die doop, of waar die doop ter sprake is? Hoe kyk 'n mens na daardie gedeeltes? Maar ek wil graag, soos ek sê, vandag dis baie gedeeltes, maar ek gaan 'n paar goeie gedeeltes vir julle uithaal en dat ons daaroor praat. Wat ek wel vanoggend vir julle wil sê, is dat daar nêrens in die Bybel 'n vaste patroon is dat ek moet glo, tot bekering kom en my laat doop en andersom nie. Daar is nie 'n vaste patroon nie. Johannes 3 sê die Here Jesus vir Nikodemus: voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Daar is nie 'n vaste patroon nie. Dit is die werking van die Heilige Gees om my een tot geloof, tot bekering te bring. 'n Mens moet eerder na die konteks kyk
En dit wat die oorspronklike taal vir my en vir jou wil kom weergee, en nie 'n vertaling nie, want 'n vertaling kan my mislei. Ek het na 'n paar vertalings gaan kyk, die nuwe vertaling, die ou vertaling, die NIV, die Amerikaanse vertaling, en ek het gaan kyk na die Grieks wat hulle daarso sê, en dit wat die geskiedenis vir ons wil kom leer. Saam met dit moet daar ook gekyk word van die ou verbond en die nuwe verbond waarvan Jeremia 31 praat. Paulus skryf ook oor die nuwe verbond, dat ons daardie dinge sal verstaan, en wat dit beteken, en wat dit vir my as 'n Nuwe Testamentiese gelowige inhou. Ek sê dit baie, as ek 'n saak beredeneer, moet ek konsekwent wees. Jy moet konsekwent bly. En ek vat God se woord, dit wat op toepassing is van dit, van Genesis tot Openbaring. Ek sê weer, die Bybel is nie 'n teologiese handboek wat die klinkklaar antwoorde gee nie, en ons sien dit ook. Hoekom gebruik ons as Christene, as gereformeerde kerk, hoekom het ons Sondag en nie 'n Sabbat, soos die Jode dit op die Saterdag vier nie? En ek weet daar is 'n kerkgroep, die Sewende Dag Adventiste, wat dit so doen. En nog 'n punt waarna ons moet kyk, en wat belangrik is, ter voorbereiding om te kyk na God se woord, is om te kyk dit wat die kerk deur die eeue geglo en bely het. En as ons gaan kyk in die kerk se geskiedenis, was daar 'n definitiewe lyn wat die kerk gevolg en geglo het. En daar was vals dinge wat die kerk weerlê het, wat in die kerk se geskiedenis geglo het, mense wat afgedwaal het van die skrif, daarvan is daar ook bewyse daarvan. En was in Paulus se tyd, was dit ook so gewees, maar Paulus het hulle weerlê in die Openbaar. Ons belydenisskrifte, die Nederlandse geloofsbelydenis, die Heidelbergse katekismes en die Dordtse leerreëls, is van die beste belydenisskrifte wat ons vandag tot ons beskikking het. Om te kyk dit wat die woord vir ons leer, nie gelyk of bo God se woord nie, maar ondergeskik aan God se woord, maar dien as hulpmiddele om oor hierdie dinge te praat. En ek wil graag afsluit en dit vir julle sê. Die doop is die teken. En dit maak dit die kruis alles. Dit gaan rondom die kruis. Dit wat Christus Jesus aan die kruis gedoen het. Daardie dag, as hierdie kindjie gedoop word, en beide ouers is gelowig, het geloofsekerheid, dan bring hulle hierdie kindjie voor die gemeente, kom lê hulle 'n gelofte af, dat hulle daardie kind in die weë van die Here sal grootmaak, met die doel om die kind eendag te lei na die Here. Met ander woorde, daardie kind moet self antwoord op die verbond. Jy is nie klinkklaar 'n kind van God. Jy word wel, omdat jy in 'n Christelike milieu groot word, word jy daarin deel en word jy opgeneem in die gemeente van Christus. Maar daardie jong kind, as hy by sy verstand is en kan glo en kan verstaan,
dan moet hy of sy eendag self antwoord op die verbond. Self eendag tot bekering kom. Maar ek sê weer, dit is 'n werk van die Heilige Gees. God werk die geloof. En dis hoekom die kerk moet bid. Dis hoekom die kerk aanhoudend moet bid. En dis hoekom julle wat reeds belydenis van geloof afgelê het, self kinders laat doop het, grootgemaak het in die weë van die Here. Dis hoekom dit ook julle verantwoordelikheid is om die jonges te help en te lei in die waarheid. Die volgende Sondag sal ek 'n paar teksgedeeltes vat. Ek wou nie die twee met mekaar meng nie, want dan sou julle nou verloor het of nie alles gesnap het vanoggend wat ek gesê het, maar ek vertrou vanoggend die Here dat hy dalk ietsie vir julle kom sê van wat dit is en hoekom dit belangrik is. Ek sal dalk volgende Sondag ek sal volgende Sondag daaroor praat. So volgende Sondag gaan my liturgie kort wees, sodat ek genoeg tyd het om hierdie dinge met julle deur te gaan. Maar ek wil vir julle, ek kan nou nie vinnig dink waar dit staan nie, maar die implikasie van die verbond sê, ons moet verstaan, dat God is 'n God van die verbond. Nie net van die verbond waarin ons nou leef nie. God was reeds van die begin van die mensdom, was hy 'n God van die verbond gewees. Een van die eerste verbonde wat hy gesluit het, was met Noag en sy nageslagte, wat nadat die aarde deur 'n vloed, wat hy 'n vloed vir 40 dae, 40 nagte gestuur het, hy gesê, hierdie gee ek vir julle as 'n teken. Sien julle die belangrikheid van die teken, dat dit nie weer sal gebeur nie, dat die aarde nie weer oorstroom sal word nie. En God sluit 'n verbond met Abraham en sê, ek sal jou 'n vader maak van 'n menigte nasies. Genesis 15 vers 6 sê, en dit is hom tot geregtigheid gereken, omdat Abraham geglo het. Nou, hoofstuk 24 lees ons verder, die volgende 2 hoofstukke lees ons verder, dat die Here vir Abraham die bevel gegee dat hy besny moes word. En die besnyning was net 'n teken. In die besny, die doop, het die besnyning kon vervang. Ek sal dit volgende Sondag vir julle 'n bietjie meer verduidelik. En later sien ons in die geskiedenis van Israel, toe hulle uit Egipte land uitgetrek het, toe by die berg Sinai, toe sluit God met die volk van Israel 'n verbond. Hy's 'n God van die verbond. Hy's die een wat dit begin, hy's die initieerder van die verbond, en hy's die een wat dit in stand hou. En Jeremia 31 praat van, sê hy vir Israel, ek sal 'n nuwe verbond met julle sluit. Dan verwys hy daarna met die koms van Christus, dat dit nie meer in julle verstand nie, maar dit sal julle harte wees. Julle sal dit doen, omdat God se Gees in jou gaan woon. En hierdie verbond wat die Here met elke kind van God sluit, is ewigdurend. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u woord. Here, party daar, dan dink 'n mens, hoe dra 'n mens as ek self met dinge worstel, hoe dra mens dinge aan mense oor? Maar dankie vir daardie worsteling. Want in daardie worsteling kom breek u Gees van God dit oop. En in daardie worsteling, u wo op die kansel, kom breek God se Gees dit aan mense oop. Dankie daarvoor, Here. Here, dat ons die sakramente wat u vir u kerk beveel het om te onderhou, dat ons dit sal doen, nie as 'n gebruik nie net as 'n ritueel nie,
Meer is dit, Here. Maar dit is deur U bekragtig. En dat ons as kerk van U dit so sal leef en sal uitleef. En dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. En dan wil ek vir julle vra, ek hoop vanoggend was dalk vir van julle bietjie meer duidelik, bietjie meer verstaanbaar. Daar's eintlik so baie dinge om te sê, maar die wonder van die doop, of kom ek sê die persoon wat die instandhouder is van die doop, is die wonder daarvan. En dan, ja, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.